Johan, baie welkom by Twee Rigting. Ek waardeer dit regtig dat jy ingestem het om hierdie gesprek te voer en ek weet dat jy baie te sê het, meer as vir een gesprek. So ek sien uit na 'n volgepakte kuier met jou. Baie dankie. Ek waardeer en ek waardeer die uitnodiging besonder. Ek wil net vir die mense sê dat ek nou al eenmaal die biodanza bygewoon het wat jy aanbied. Ja. Ek het dit tevore ook al bemark en ek wil dit weer doen. Ja. En sê die wat belangstel, ons sal in die kommentare 'n skakel laat na julle toe, sodat mense by julle ook kan uitkom vir daai ervaring. Maar dis nou nie waaroor ons vandag praat nie. Ek en jy het 'n gesprek gevoer toe ek jou gevra het, aanvanklik, of jy oor biodanza sal praat. In die gesprek het ander interessante goed na vore gekom, oor ons westerse wêreldbeskouing, wat 'n verandering nodig het. Maar voor ons daarby uitkom, vertel net vir ons wie's jy? Hoe het jou paadjie geloop so in 'n neutedop tot vandag? Goed, ek en my suster is gebore in Zimbabwe, Ja. Rhodesië, Ja. want my pa was by die ambassade 'n handelsverteenwoordiger. Ja. Toe is ons na 'n jaar en 'n half Griekeland toe vir 4 jaar in Ja. Athene. Ek het by die Amerikaanse skool begin, graad 0 of 00. Toe is ons 4 jaar in Brussel en ek was toe in 'n Vlaamse skool vir 4 jaar. Maar my moeder is van Holland, sy is Nederlands. Maar haar pa was in Suid-Afrika voordat hy is hier gebore. So hy is toe terug Nederland toe. Sy is daar gebore en na die oorlog het hulle hiernatoe gekom toe sy 10 was. Na die ervarings van Griekeland en my ouers het baie gereis, so ons het die wêreld gesien in België. En dit was 'n bevoorregte lewe, maar kinders van diplomate is 'n ander storie. Ook die vrye beskikbaarheid van alkohol in daai tye. Dit was, ek dink van wat ek hoor is alkoholisme was vry algemeen onder die diplomate, omdat dit gesubsidieer was. Toe het my ouers moeilikheid gekry, my ma bring toe ons hiernatoe en my pa het 6 maande later teruggekom Suid-Afrika toe. Toe is ek so 10 en toe moet ek aanpas by die kultuur in Suid-Afrika. So ek's 'n buitestander in terme van die wat ek noem die primêre kultuurkode of kultuuraannames was vir my vreemd, alhoewel ons wel baie hier gekuier het ek deeltjies van ander lande ook. Plus ek het TV gehad van vroeg af. Ja. En die verbeelding van die TV vroeg ervaar. Dit maak ander wêrelde oop, so Star Trek, die Flintstones, you name it. En dit het toe later hier aangekom omtrent dieselfde tyd toe ons hier permanent bly. Toe ek hier kom, toe is dit die onderste in Soweto, 75, en die militêre styl skool, veral die eerste laerskool waar ek was, baie lyfstraf, baie. Die tweede een bietjie minder. Ja. Dat was my vreemd, was my angswekkend. Ja. So ek dink angs was baie daar in terme van die onvoorspelbaarheid van die leierskap of die onderwysers en die fisikaliteit. Suid-Afrikaners is baie fisies. Wes-Europeërs is meer cerebraal. Het 'n langer geskiedenis om op staat te maak. Het meer rykheid eintlik. Ons het 'n jonger pionierskultuur hierso en mens moet dit so verstaan. Toe hoërskool, toe se diensplig en ek wou nie in die weermag dien nie. So ek het permanent die polisie by aangesluit vir 4 jaar. En gesê ek wil net uit Pretoria uitkom want hier salieer jy te veel. So. Toe ongelukkig weet ek nie mooi waar die Wesrand is nie, toe sê ek Wesrand van Johannesburg en toe pos hulle my na Soweto toe. Ja. So ek het 3,5 jaar in die middel 80s tot laat 80s was ek in Soweto in moeilike tye, maar meer as uniformkonstabel, nooit direk met die onderste eintlik gewerk nie, min. En baie gesien, baie. En baie geleer, want ek was nooit in die townships voor dit nie. Die swart kulture, dit was nie aan my bekend nie. Behalwe die lieflike persoon wat by ons gewerk het, Mamina. Sy was baie besonder, maar dit was dit.
En ek het my religie verloor in die polisie. Ek was, soos Ina Smit, die vorige spreker, praat van kinders van alkoholiste. Alkoholist pa gehad, en my ouers is toe geskei, en ek het toe in spiritualiteit opgegaan. Dit was my ontvlugting en my differentiasie. Uit die kerk, ek het 'n brief vir hulle geskryf, en toe ek na Hatfield toe, en charismatiese kerk, wat goed was, want daar was emosionaliteit. In die polisie kon ek nie die kontradiksie hanteer van redelik streng paramilitêre dissipline en lewensuitkyk en charismatiese Christelikheid of selfs Christelikheid. Ek kon dit nie versoen nie. Dit het nie gegel nie. Maar toe het ek wel in Johannesburg Hilbrau ontdek. Want ons het in Johannesburg gebly. Daar was altyd karre vir ons voorsien om in te ry na Soweto toe. So ek het in Rodepoort gebly in die barracks waar my oupa ook op 'n tyd gestasioneer was met die onluste in die 20's as polisieman. Ek het in Oosdien gebly, ek het in Jeppy Barracks gebly. Ons het baie gaan jol in Hilbrau. Hilbrau was my goed. Dit was 'n multikulturele konteks met baie energie, baie andersheid. En andersheid versus eenderheid is een van die metafore oor hoe mens kan kyk na apartheid versus 'n meer geïntegreerde inklusiwiteit van eenders maar anders of anders maar eenders. Ja. Toe gaan swat by Tikkies, my vrou ontmoet, getrou. Dit was lekker, maar ek was getraumatiseer. Ek het wat ek noem konstante paraatheid-stres gehad. En ek het nie geweet nie. Maar ek het aanvanklik baie kaal gevoel sonder 'n wapen aan my sy. Dit was my talisman, my verdedigingsmeganisme. In biodanza praat ons van armoring up, waar jy rigied en hard word. En om macho te wees is belangrik, want jy neem beheer oor kontekste, jy is 'n individuele agent. Die mense in die army was meer groeps georiënteerd. So jy moes as 'n individuele agent werk in die gemeenskap en kyk vir moeilikheid en dinge uitsort. So jy moet konteks lees. En ek was goed daarmee omdat ek kom uit 'n huishouding waar daar striwelinge was. So my antennes was klaar ontwikkel, maar dit het baie verder ontwikkel in Soweto. So vrees en paraatheid. En toe sit 'n journey en ons het 2 pragtige kinders gekry en ongelukkig toe geskei. En ek dink deel daarvan was hierdie stres, hierdie paraatheid-stres of trauma. En 'n onvermoë om in verhoudings te wees. Wat tipies is van Suid-Afrikaanse mans van my tyd. Veral as jy kom uit 'n huishouding waar daar onvermoëns was en moeilikheid. En daai val, soos Richard Rohr noem dit 'n noodsaaklike val of 'n humiliation, vernedering, maak jou antwoorde soek op ander plekke en maak jou lewe weer oop. So toe ek in alternatiewe genesing begin kyk, goed opgetel wat ek in Hilbrau aanvanklik ervaar het in die 80's. Een van die belangrikste oomblikke in daai tyd in die polisietyd was toe ek die gereformeerde blues performance gesien het van Koos Kombuis, André Letoy en Key. En dit was my ongelooflik, maar ook bang gemaak. Ek het gevoel hierdie is te ver. Maar dit was pragtige kommentaar op die konteks. En op die stilmaak. En daai stem, die vitaliteit van protes. En protes is nie geduld in die polisie konteks nie. So al hierdie kontradiksies en ek het ook tydelik geswat by Rau daai tyd. Na werk Rau toe gery, so ek het bietjie studentelewe ervaar met my uniform aan en 'n bietjie Unisa ervaar. Dit was vol, maar dit was vermoeiend en dit was 'n donker tyd. Dit was 'n donker tyd. En daai donkerheid moet mens mee werk. Ek dink dit gaan nie sommer so weg nie. As jy 'n ernstige persoon is soos ek. So deur die 2000s het ek geëksploreer soos 'n
'n klein kind in 'n nuwe wêreld, nuwe maniere, nuwe verhoudings wat ook nie lank gehou het nie. En aanvanklike sukses by die werk, maar toe het ek besef die akademie, ek was 'n dosent aan navorsing en gemeenskap, sielkunde, maar ek's nie 'n terapeut nie. Toe het ek besef die sosiale of gedragswetenskappe is meer gebou op verhoudings as op feite. In die sin van dit hang af wat jou primêre paradigma is. As jy positiewis is, dan gaan jy feite najag. Met ander woorde, 'n soort van linkerbrein of regterbrein, soos 'n rekenmeester. Jy audit die wêreld, jy vind die waarheid, jy kondenseer dit, tipies modernisties, en jy gee dit weer. En dit is daai ewig, amper 'n langdurige waarheid wat mens soek. En ek het besef is baie meer kontekstueel, en ander kulture se kontekste is dikwels nie na gekyk binne die primêr westerse wetenskap. As jy die kultuur skuif jy die parameters van betekenis. Kultuur gee betekenis. En kultuur is die nes waarin jou bewussyn groot word. So ek is baie dankbaar vir my kulture en ook Afrikaans hoofsaaklik, maar ook bietjie Hollands, Vlaams, bietjie Grieks, bietjie Zimbabwe op 'n pre-verbale vlak, baie Afrika. So ons is 'n komplekse mengsel hierso. En om dinge te reduseer lei tot groot probleme as jy dit te veel reduseer. So elegante wetenskap reduseer dit tot op die punt waar daar niks meer weggeneem kan word nie. Maar as jy te veel wegstrip, dan raak dit 'n geval soos Clarissa Pinkola Estes sê in haar boek Women Who Dance with the Wolves. Die teorieë raak hol stories wat uitgehol is, leë stories, stories from which the marrow of life has been sucked out. Siellose storie. Ja. En daai was my groot insig toe ek besef, maar die fokus op feite en die regte of goeie teorie is nie so vervullend nie. Die vind van sielvolle resonance, dit wat met my resonate, waar ek ook nie soos 'n buitestander voel nie. So om 'n bindestander van jou dissipline te word en jou ondersoek, jou navorsing, is vir my sentrale medisyne of 'n beter pad. So as ek sê medisyne bedoel ek iets wat beter is. En in my aanbied van navorsing het ek éventueel op tot die punt gekom waar ek nie meer dogma gepropageer het soos 'n teksboek nie, maar waar ek die studente gehelp het om te werk met hulle storie, maar ek kon dit eers doen toe ek met my storie begin werk, wat baie moeilik was. Ja. Maar daar's genade en daar is toevalligheid en daar is guidance. Ja. Sjoe, nou het nou 'n paar vrae by my opgedoem. Sommige van hulle sal seker kort antwoorde wees. As jy 'n kort antwoord het vir tot waar is reduseer, iets wat ons help, Ja. sodat goed nie te kompleks is vir die gemiddelde persoon nie. Ja. As ek die gemiddelde persoon as my Ja. gehoor sien, Ja. tot waar reduseer ons? Ja. Wanneer word dit sielloos? So een woord om te gebruik, ek noem dit litmustoetse van my teorie of my hipotese of my insig, is dit plooibaar, is dit flexible versus rigiditeit. Ja. So rigiditeit, soos ek dit ervaar, en ek gaan 'n bietjie spring, dis 'n konseptuele rigiditeit, maar ek vind dikwels dat jy daai liggaamlike rigiditeit ook sal ervaar saam met dit. Ja. En dat dit dikwels 'n defensive, 'n verdedigingsmeganisme is, of 'n verdedigingswyse, wat baie natuurlik kom van kleintyd af of van kulturele ervarings af. So rigiditeit is dikwels 'n aanduiding van wounding of gewondenheid in my ervaring. Dit kan soms patologies wees, maar
Brené Brown sê, let's err on the side of generosity. Ja. Laat ons, want ons aannames bepaal ook ons wêreld. As ons nie hoopvolle aannames het nie, dan is ons verhoudings raak dan entangled, verstrik en sonder asemhalingsspasie. En ek dink ook in verhoudings, dit is die fout wat ek gemaak het, daar was nie asemhaal van eendersheid en andersheid. Dis wat in biodanza noem hulle die pulsation of life. Maar ook in die baie spirituele tradisies, die asemhaling is ons ervaring van die kosmos. So in en uit. Rigiditeit beteken in en vashou. Not good. Ja, jy het nou 'n interessante ding vir my gesê en dit is dat ons miskien geneig kan raak daartoe om iets vinnig as 'n patologie te etiketeer. Veral in ons naby verhoudings wanneer dit ongemaklik vir jou raak, wanneer 'n lewensmaat of 'n vriend of vriendin of wat ook al teenoor jou 'n rigiditeit openbaar. Natuurlik om ook hulle self te beskerm en dinge vir hulle self te vereenvoudig. En dan kan ons gou spring na die etiket, want jy is nou patologies rigied. Jy maak my nou seer, terwyl 'n ou seker daai rigiditeit kan versag deur in die verhouding toe te tree met 'n erkenklikheid van jou eie rigiede oomblikke. En dit dan meer as 'n kontekstuele ding sien, wat vir my aansluit by wat jy gesê het net nou, dis konteks. 'n Konteks maak dalk dat iemand nek styf maak, uit vrese wat diep begrawe is, wat hulle self nie altyd van weet nie. En as ek dit kan eien, kan ek mee help om 'n verhouding vir myself en daai persoon te versag. So Wel, korrek, ek stem. En jou of ons etikettering is net so rigied dikwels. Dis hy. So die vinger wat wys, daar's 'n Noord-Amerikaanse gesegde, die 3 vingers wat terugwys. So die antwoord, en dis ook epistemologies in die akademie van dieselfde. Hou jou antwoorde met 'n ligte hand, want dit pas nie noodwendig oral nie. En jou aannames is dalk totaal onkorrek vir iemand anders wat 'n totaal ander wêreld ervaar. Dis reg. Dis reg. En iets wat ek nou aan dink is my blootstelling aan talle mense met 'n militaristiese agtergrond, waar daar sekere breinpaadjies en response geoefen is, wat nie werklik 'n verteenwoordiging is van die hart of kern van die persoon sy emosie heens 'n ander persoon nie, maar dit word 'n reaksie wat hulle miskien nie hersien het nie. Wel, ons is geautomatiseer om vinnig te reageer en om in gevaarzones in te gaan. En met die problematiek daar rondom ook, want nie almal het gekoop nie. En die hoof ontlaaimeganisme was die goedkoop drank in die kantien. So daar's 'n resep vir 'n disaster. Daar was nie uitklaar nie. So toe ek nou besef om op te tel met wat ek vroeër gesê het van dat ek hierdie trauma in my lyf ontdek het met somatiese modaliteite van genesing. Toe werk ek daarmee en toe kom daar skripts uit wat baie diep gelê het, wat ek nie eintlik bewuslik van geweet het nie. Die sein dat iets verkeerd was toe ek 'n oorseese akademikus gevat het na die Apartheid Museum toe, die eerste keer in vroeg 2000s. En daar's al hierdie video, daar's die Casper en ek begin bewe. Ek kry 'n ding. En ek sien dis nie ek nie, maar dis in my. En na die tyd het ek nodig gehad om te drink, om dit net af te bring. En ek het vir ons gesê, dis vreemd. Ek dog ek is oor dit. Dit was 15 jaar na dit. Toe besef ek, okay, hier's iets. En op daai selfde trant toe ek die dokumentêr ontdek van die Voëlvry Tour. Selfde ervaring. Wel nie heeltemal dieselfde nie, maar dit het geresoneer op 'n diep vlak. Toe gaan kry ek die video van Shifty Records en Koos Kombuis wat praat. En Johannes Kerkorrel in pragtige taal oor die prosesse in die gemeenskap van daai tyd. En as jy nie taal het vir jou seer of jou trauma of jou konflik nie, dan raak dit baie moeilik. En as jy geleer is, jy reik nie uit nie, want om
daar's 'n code of silence in die army gewees. Jy praat nie uit nie. Nou hierdie kodes hierdie maniere van denke moet ge-uninstall word. Dis 'n program. Ja. Dis op autopilot. Ja. Daar's autopilot wat nog hardloop. Ja. En die ouens wat in Special Forces was, se autopilots is hectic. Jo. Dis hoekom hulle eers kan ontspan as hulle drink, want dan raak dit sagter. Nou daar is maniere om dit te doen, maar ons het nie uitgeklaar nie. En daai boekie uitklaar was pateties. Ek het nog die kopie. So om uit te klaar, daar is antwoorde daarop, daar is terapeute wat daarop werk, daar is prosesse wat fasiliteer en daar is veral in Amerika en FSA het ek ongelooflike resources, mense soos Dr. Edward Tick, TICK, ongelooflike werk wat help met rituele prosesse om te laat gaan van daai identiteit to bring the warrior back home, om die eerbare soldaat terug te bring. Want hulle het dit gedoen vir die samelewing. Daar was geen skaamte op daai tyd toe hulle opgeroep is nie, maar daar was stilte en skaamte na die tyd en onopgeloste trauma. Ja. Veral as jy mense doodgemaak het of leed veroorsaak het en daar is maniere van rekonsiliasie. Daar is hoop, daar is help. En indien jy dit nie doen nie, hoe verdoof mense daai skaamte dan? Ja, dis verdoof is die antwoord. Sal hulle dit doen deur drank? Ek seker jy het dit alles gesien in jou bediening. Rasionalisasie? Enige ding. Hyperfiksasie, rigiditeit. Ja. En ook jy kan sien die liggaam is gestres. Die stresse daar. Ja. Daar's nie soepelheid nie. Ja. Daar's nie plooibaarheid nie. Daar's eksplosiwiteit. Daar is hiperaggressie, onvoorspelbare. Veral as hulle moeg is. Daar mag breinskade wees ook nog. Ja. So dan raak dit kompleks. Dan moet mens neurosielkundiges en psigiaters inroep. Ja. Sou jy sê dat die Bosoorlog se mans lei werklik bykans deur die bank aan baie van hierdie? Nee. Goed. Nee. Ek dink die navorsing, die bietjie wat ek nou geluister het in expert aanbiedings, 'n derde lei werklik aan grove aanpassingsversteurings. 'n derde is 'n bietjie, maar nie baie nie, en 'n derde het dit geniet. Vir hulle was dit fyn. Hulle is nie so negatief beïnvloed nie, inteendeel hulle dit as 'n baie positiewe ding ervaar. En die groep in die middel positief en negatief. So daai drie groepe verskil van mekaar oor die geskiedenis. Want dis vir my interessant nou, dis bietjie op 'n baie eenvoudiger vlak gesien, maar in gesprekke waar ek baie beland. Ek moet net vir jou sê ek was nie in die weermag nie, want ek was G5 K5 gediagnoseer omdat ek 'n gewas onder die brein gehad het as 'n kind al. En ek het my eie pad met erge siekte geloop. So tot my teleurstelling sal jy dit nou glo, omdat ek skaam was. Toe ek afstudeer het en ons word as 'n klas, die teologie klas word hier na Pretoria toe gebring vir ons mediese keuring. Toe stap ek daar uit met nee. Jy kan nie. Jy kan eers behoorlik hardloop nie, dan gaan jy dalk breinbloeding kry. So ek kyk dit van buite af onder my makkers, my die tydgenote. Maar my eie lewensmaat was baie lief vir die weermag. Hy was 'n kapelaan daar en hy sê dit was die lekkerste tyd van sy lewe. En hy het kontak beleef, hy het al die goed beleef. Hy sê dit was die lekkerste tyd van sy lewe. En ek beleef hom nie as 'n mens wat getraumatiseer is deur die goed, soos wat ek dan by ander mense hoor wanneer hy en hulle gesels daaroor nie. Ja. Interessant. Persoonlikhede. Daar is verskille. Verskil. Daar is andersheid. Toleransie vir andersheid is definitief 'n pad op die pad van genesing. Ja. 'n Volgende vraag wat by my opgekom het. Jy het dit wat resoneer, verhouding en feite kontrasteer. Wil jy bietjie daarop uitbrei, want dit is vir my baie interessant. Ek is 'n ou wat hou van sielkunde. En nogal lief is vir die westerse sielkunde. En daarom is dit vir my baie interessant om te hoor dat jy sê ons het skuif nodig in ons wêreldbeskouing. Pak 'n bietjie vir my daai kontras uit tussen verhouding en resoneer teenoor feite.
So toe ek gestudeer het in die laat 80s en ook by Unisa sielkunde online. Die meeste van die skole van denke, teorieë, is aangebied in feitelike formaat. Met ander woorde 'n reduksionisme. Nou wanneer is reduksie te veel? Wanneer raak dit so abstrakt dat jy nie meer die woorde se betekenis kan lees nie. Dit is basies wanneer jy iets uit sy tydvak uitvat en vertaal asof dit geld vandag hier en nou. En dis maar die hermeneutiek. Dis wat ons met die Bybel doen, né? Dis met baie tekste. Ja. Inheemse kulture sê dat die westerling is maar verknog aan sy tekste. Ja. En dis dalk 'n sterk punt en 'n swak punt. Maar om 'n teks te verstaan, byvoorbeeld Freud, om Freud te verstaan moet jy sy tyd verstaan. So jy moet die Duitse kultuur verstaan, jy moet Wene verstaan, jy moet Victoriaanse repressie of sedes en moraliteit verstaan en jy moet klasse verstaan, want hy was in die hoër klas. So as jy al daai verstaan, dan kan jy binne daai konteks sien, hy het gepraat na sy wêreld toe. Hy het nie gepraat na jou wêreld toe. Dit mag dalk reikwyte en relevantie hê, maar dit moet vertaal word en gesitueer word. Ja. Moderniteit is bekend daarvoor, dis een van die aspekte van kritiese sosiale wetenskappe. Moderniteit vat konteks weg, strip dit weg, vat historiteit weg, vat basies kultuur weg, want dan was die aanname, daar's net een kultuur en dit is die groot kultuur van die Weste. Meestal van mans, so wat feminisme sê. En mans is geneig om meer verobjektiverend te kyk en te dink. Vrouens is geneig om meer relationally of verhoudingsingesteld te wees. Ja. So daar was 'n wanbalans. So ek sou sê, kom ons werk aan korreksie, 'n korrigering van die wanbalans. Ja. Jy kan verobjektiveer, maar moenie te veel nie. Hoe gaan jy weet waar is daai plek? Wanneer jy jou hart toemaak. Ja, dis vir my 'n goeie. Want dis die setel van ons kosmiese wees, is die hartklop. So as jy, terwyl jy groot word in jou ma se baarmoeder, jy hoor haar hart heeltyd. Ja. Die Afrika mense sê dit is die original drum. Dit is die oorspronklike drom of die oorspronklike ritme. Ja. Dit en die asemhaling. Ja. So baie van die danse wat integratief is, werk met drom, ritme en asemhaling. Wow. So kom terug in die vloei van die lewe. Want anders verlaat jy die tuin van Ede, wat hierdie skepping is. Jy gaan in 'n konstruk in, jy verloor jouself in konstrukte, en konstrukte is soos wielietjies. Ja. Dis malligheid. Ja. Ek het gedigte daaroor geskryf. Dis net, dit is mal om met al hierdie konstrukte te werk, want daar is geen finale wielietjie nie. Nee. Maar daar is jou geworpenheid, jou realiteit, jou verhoudings met jou pa, jou ma, jou siblings, die belangrike mense in jou lewe, die mense wat jou seer gemaak het, werk met daai. Ja. So daai konseptuele, daai Cartesiaanse of Descartes se split. Daar's iemand wat gesê het, in sy tyd was daar baie oorloë, en he escaped to his mind. Ja. Hy het die realiteit verlaat. Op 'n manier kan mens dit dalk sien as 'n defense formation, 'n defense reaction, om uit te stap uit 'n ongemaklike wêreld uit. Ja. Soos wat ek dink ek ook gedoen het, die verbeeldingswêreld, die wêreld van boeke, want dit is baie stiller daar as wat dit op ander plekke was. Dis reg. En 'n mens is nie meer in jou lyf nie, en soos jy sê, ek hou baie van jou metafoor, jy is nie meer in die tuin van Ede nie. Want toe jy begin praat, dink ek, en dis waar jy apart raak, afgeskeie raak. Ja. En dit is in daai teoretiese wêreld waarin 'n mens kan verlore raak, en ek het dieselfde gedoen as jy. Dit resoneer so met my. Om kinderjare te ontsnap, toe verdrink ek my in die blaaie van die boeke van my vakke. Ja. En dit het nie te lank gelede nie. Hier het by my 'n aha geword, dat dit steeds iets is wat ek doen. Ja. Dat ek in die teoretiese gaan wegraak. Sure.
Want dit gee jou ook nie net 'n bevryding van voel en ervaar nie en van pyn nie. Dit doen iets anders. Dit gee my 'n pseudo-gevoel van mag en beheer oor my lewe. Maar ook van geluk en vreugde. Dis reg. Dis jou gelukkige plek. En om te kom land in jou lyf sou beteken dat jy weer in verhouding. Gewoonlik, as dit 'n weghardloop was, dan is dit 'n pynvolle tuiskoms. En dis waarom mens terapeute en bodyworkers nodig het, soms om jou net te help, omdat jy nie die pad terug ken nie, want jy wil hom nie ken nie. Dis hy. Jy stoot weg. En daai praatjies wat jy gehad het, baie belangrike praatjies, met John Miller en met Felix, oor hoe die mens die pad terugvind. Pragtige wyshede daar. Jy het gidse nodig. En ek voel, omdat ek bietjie werk gedoen het en plekke gevind het, waar daar meer vreugde, meer lewe, meer joy is, vreugde. Ek wil dit graag deel, want ek raak nou ouer. Ek het onlangs vroeg uitgetree uit die akademie, en hierdie roep my as dit is iets wat ek kan gee. En ek deel dit graag met die wat dit wil hê. Ja. Sjoe, ek dink dit is baie belangrik. Iemand vra vanoggend vir my, hoe kan jy vir ons die koppeling maak tussen die aardse spiritualiteit en die fasette waaroor jy tans praat? Dis nou met ons leiersvergadering vanoggend. Wil jy dit vir ons in 'n bed neerlê, want party mense dink jy praat nou oor segmente van die praktiese lewe, terwyl 'n ou moet die breër konteks verstaan op die bed waarbinne dit lê, en dit is ons verbondenheid aan die ganse heelal en bestaan en alles wat is, nee. Daar is verskillende sienings oor hierdie skepping. En ek dink, soos Einstein, Einstein het gesê, of jy sien alles as heilig, of niks. Dis hy. Die Dominikaanse katholieke leer, soos ek het verstaan, die Richard Rohr, sê die wêreld is die plek van sonde en van gevaar en van die verkeerde. Ek sien dit nie heeltemal so nie. Ek sien dit meer as die plek van ervaring. Die universele waarde van vrye keuse beteken, jy kan kies hierdie kant of daai kant of daai kant of daai kant. Ek het baie gehou van die praatjie oor kunsmatige intelligensie en EQ, emosionele intelligensie. En sy het gepraat oor open source software. En toe dink ek, wat ek mee werk, en ons het ook gewerk met open source teorieë in gemeenskapssielkunde, open source toegang en toeganklikheid. Maar wat ons eintlik ook, wat ek ervaar is in my lewe, is open source spirituality. En open source religion. En dat ek meer as een tradisie volg, en dat ek waarde kry by van hulle, afhangende ook van die gemeenskap en hulle waardestelsels. En selfs al is dit 'n slegte ervaring, leer ek nog steeds daaruit. Maar die beheptheid met die kop is vir my nou, ek's nou allergies vir kop dinge. Omdat ek dit was vir my great, maar ek het dit oorspeel. En ek het uitgebrand daarop. En daar is 'n gesegde dat om volwasse te word, om 'n mens te word, en nie 'n gedisconnecteerde mens, so 'n geïntegreerde mens, 'n heel mens, of ten minste 'n lewendige mens, is vir ons is die long journey from the head to the heart. En dis 'n lang journey. So dis die Noord-Amerikaanse kosmologie, dit is wat hulle sê. En materialisme en intellektualisme is 'n ander pad. En dit is baie sleg, dit is baie skadelik vir die planeet en ook vir verhoudings. Hierdie bewegings het ook in navorsing gebeur, so daar's baie bewegings oor die wêreld. Feminisme wat baie belangrik is. Ek praat nie van hyperfeminisme nie. Ek praat van feminisme wat inklusief en wat familiegesentreerd is. So nog 'n litmustoets vir my is hierdie verstaan en die operasionalisering of hoe ek dit gebruik in my lewe, is dit familiegesentreerd. Dit is nou eers 'n onlangse toets wat ek doen. Dien dit familie, met ander woorde kinders,
babas, jong paartjies, ouer mense, die toekomstige mense, is dit familiegesentreerd. Ja. En obviously was ek baie sleg daarmee. So dis deel van my leer en my mislukkings en my weer probeer. So ek dink ook die idee van weer probeer of retake is baie belangrik. In 'n verdoemende kosmologie of verdoemende filosofie, as jy verkeerd is jy verkeerd en dan is jy uit. Of 3 strikes and you're out. Ja. Die lewe werk nie so nie. Die lewe is generous. Die lewe is ongelooflik vitaal. Die lewe gee altyd vir jou plek en kansse. Dit is nooit te laat nie. En jy kan altyd weer probeer. Ja. Ja. Jy staan elke dag op. Ongelooflike moontlikhede vir herervaar, nuut ervaar en vir laat gaan. Dis hy. Maar ons het nie die vaardighede van laat gaan nie. Nee. So om te laat gaan is 'n groot vaardigheid. En dis die asem uit. Ja. Ja. Dit is die laat jou antwoorde gaan, want 'n vol koppie kan nie nuwe water vat nie. Presies. Wees leeg. Ja. En die een leer wat ek gekry het hieroor was beginner's mind. Ja. Daag elke keer op vir jou klas of vir jou werk met 'n beginner's mind. Ja. Ek weet nie wat ek hier doen nie, ek weet nie wat aangaan nie, ek is geïnteresseerd, I am curious. Ek wonder wat vandag gaan gebeur. Kom met 'n vraag. Want die vraag wat jy vra kleur jou lewenservaring in. Dit het ek ook gelink met navorsing. Jou navorsingsvraag is so belangrik en moenie dit 'n skraal vraagie maak nie. Moenie dit 'n hanteerbare, vinnig beantwoorde vraag maak nie. Moenie dit 'n klaar beantwoorde vraag maak nie. Maak dit 'n quest eye on. Dis hy. Want dis die lewe. Die lewe is journey, not to arrive. Arriving is lekker, maar dis kort termyn. Wat doen jy na jy arrive het? Stay on your question. So nurture, incubeer en praat met mense wat goeie vrae aanmoedig. Ja. Leef in die vraag, Ja. met ander woorde die openheid, nie die rigiditeit nie. Ja. En hê ook struktuur, jy moet ook struktuur hê om antwoorde te kan gee of respons, call and response, eerder as top-down antwoorde en ja aan die autoriteit sê. Word jou eie autoriteit. Ja. En vra as jy nie weet nie. Jy het nou vir my 'n wonderlike ding gesê, want ek kry toe die prentjie toe jy sê dat jy in verskillende spiritualiteite ietsie gaan haal mits daar nie rigiditeit is nie. En dit is 'n probleem in die wêreld van spiritualiteit, het ek gevind. Uiteraard resoneer mense met verskillende aksente of denkskole of kulture en dan tipies van die mens en ons bangheid word ons weer rigied. En as daai dialoog begin interessant raak en op daai plek waar ons kan sê, nou kan ek met die beginner se vraag na die tafel toe kom. Nou kom ek agter en nou letterlik sien ek op sosiale media, dan blok mense. Hulle verlaat die groep. Hulle gaan weg. En ek vra dikwels vir myself, wat is daar aan die gebeur? Want jy het gedink, maar hier's 'n nuuskierigheid, hier's 'n gemeenskap wat nuuskierig is. Maar daar moet met ander woorde nog diep onsekerheid lê. Ja. Of onuitgesorteerde innerlike dinge, kwessies, wat maak dat mense daai selfde rigiditeit wat hulle miskien in die godsdienst van hulle herkoms gehad het, na die tafel van spiritualiteit toe bring. En weer kan ons nie 'n rykheid van kulture en gesprek toelaat om met mekaar te meng nie. Ek het vir myself gevra, jy praat van die toets. Daai toets in myself was, wanneer ek daai krapperigheid heens jou begin ervaar, dan vra ek myself, waarom irriteer wat hierdie persoon sê nou vir jou? Wat wil jy verdedig? Wat gaan maak dat jy in hierdie persoon se verhouding net hier tot 'n einde gaan kom? As jy nie weer eens kan oopmaak en met 'n vraag en 'n nuuskierigheid gaan luister nie. Ja, of as jy werk in 'n toksiese stelsel, Ja. en jy het 'n boelie gedrag wat jou affekteer direk, om te sê, wag 'n bietjie, hierdie maak my ongemaklik. Ja. Ek raak kwaad. Daai kwaad is 'n belangrike signal. Ja. Dit sê iets. Ja. So luister na die kwaad. Ja. Moenie dit luister na jou intuïsie. Ja. Dit is natuurlik die keersy vir my. Aan die een kant om daai lang pad
te stap met mense. Jy kry mos die verskynsel en jy kan my korrigeer as iemand wat in die sielkunde nou baie goed onderlees. Jy kry die verskynsel dat 'n meer volwasse persoonlikheid, emosionele intelligensie gewys, gemanipuleer word deur die minder volwasse persoonlikheid, deurdat jy maar begin toelatings maak en diep asemhaal en maar die mens toelaat om so op te tree. Maar daar is 'n punt waarop jy sê, "Jo, maar nou begin dit my negatief raak. Nou begin jy boelie. Nou begin jy houe uitdeel. Nou raak dit mishandelend." En om daai verskil te ken is vir my belangrik. Praat ek onsin of is dit so? Nee, dit kan beslis wees. Ek het baie by Brené Brown geleer. Ja. En gegee dat ek uit 'n konteks kom van baie lae emosionele geletterdheid of lae verhoudingsgeletterdheid. So dit was my question. Dit is 'n praktiese vraag. Brené Brown sê dat the most compassionate people that she knows are also the most clear. Hulle laat nie nonsens toe nie. Ja. En in my kop is dit die go-go mentaliteit. Jy moet vinnig spring om sommer vinnig feedback te gee. Dit is makliker om klein goedjies nou te stop as wanneer dit het nou gespiral en jy dit eintlik maar jy dit toegelaat en nou is dit 'n groot boontjie wat jy moet nou moet jy 'n operasie hê. So vinniger feedback, maar ons is nie seker ek sukkel met assertiveness. Om uit te praat namens my behoeftes. Op te vra, om te sê. So dis 'n vaardigheid en ek dink ouer mense is baie belangrik. Hulle het baie gesien, hulle sien hopelik meer, veral die wat gewerk het en wat gematureer het, wat elders is. Hulle is belangrik en hulle hou spasie. Ek vind om spasie te hou raak baie meer belangrik in hierdie tyd as om mense reg te wys. En om te sê wat ek verkies raak belangriker of om in my kop te dink, in my verbeelding, in my hart, wat sou ek verkies? Want ek raak ontstel deur die politiek wat ek sien op die TV en die radio. En die wysheid wat ek kry, die guidance is, sien wat aangaan, voel daai frustrasie, die magteloosheid of die woede of die ekstreme, die intensiteite, voel dit. Laat dit gaan, stap dit uit, stap is my baie belangrik. Haal asem, wees in die natuur is vir my baie nuttig in daai geval, en kom terug by wat jy verkies. Want as jy aanhou mediteer op wat jy verkies, is jy besig om terug te kom hier, en anders is ek besig met kategorieë en wat ek nie wil hê nie. So ek vind dat die kop is bietjie so suur, dit sal goeters wegvat, maar dit kan ook alles wegvat, dit kan alles uitvreet. Terwyl die hart is vir my meer alkalies, dit is meer bindend. Pragtig. En ek dink ons het beide nodig. Jy kan te veel enmesh, of jy kan te suur wees. Enmesh, een van die voorbeelde vir my is waar jy die wokeness te ver voer. En die ander kant is natuurlik. Wel, die term beteken amper niks meer nie, omdat dit soveel betekenisse het. Ek het 'n fantastiese artikel in die Vox publikasie gelees wat die hele geskiedenis van woke beskryf, want ek was gekonfronteer met mense wat sê woke beteken om voorskriftelik te wees en ander dinge. Dit is nie hoe ek het verstaan het nie. Ek het verstaan het was om 'n mens te wees met respek, met dignity, wat andersheid kan waardeer en ook myself ken. Maar ek het besluit om die woord maar liewers nie te gebruik nie. Ek stem met jou saam. Dit het nou net eenvoudig gebou en eerder altyd te fokus op die gedrag en nie op die etiket nie. So jy gepraat het oor etikette vroeër, toe wou ek dit byvoeg. Daar is 'n wysheid daaraan om te sê, wat is hierdie persoon se gedrag? Beskryf die gedrag. Hou aan om dit te beskryf totdat jy dit beter verstaan. Moenie 'n shorthand label op iemand sit nie, want die gedrag word dalk getrigger en jy gaan die triggers dalk kan sien. En dan kan jy sien wat jy kan doen om meer van waarde te wees tot die persoon. So bly by gedragsbeskrywing, wees sagter met etikette en besef dat jou etiket mag soms waar wees en soms vals. Dit is in feite dis die kritiek op wetenskap. In die natuur draai alles.
So wat waar was vandag, Ja. die son is op, Ja. is vanaand nie waar nie. Ja, Die natuur oscilleer, of hy is soos 'n sinusgolf, soos jou hart, soos jou asemhaal, so wees sirkelmatig of wees dinamies met jou kennis Ja. en ken ja, en ontken ja. en laat gaan van ken. Dis hy. Dis baie mooi. Toe jy sê ou mense, ja, ou mense is seker nie 'n mooi woord nie, maar kom ons sê Ouer. dan maar die ouer, die wyse grys is. Hopelik. Hulle hopelik is hulle wys en hulle moet 'n plek hou. Toe kom daar iets in my kop oor Helen Mirren. Ja. Toe sy 70 word. Ek weet nie of jy weet wat sy gesê het nie. Kan nie onthou nie. En ek was bietjie geskok want sy is vir my so grasieus. En toe sê sy, as daar een ding is wat sy wens, sy meer gedoen het toe sy jonger was, is to tell people to fuck off. Ja. Toe dink ek, "Joe." Nou is daar 'n klomp mense wat haar aanhaal en ek het baie vriende wat toe hulle ook 70 word, het een van my vriendinne gesê, nou is dit net me, Helen Mirren is nou my rolmodel. En toe het ek gedink, hierdie ding se nuances moet verstaan word, waar 'n ouer mens by die plek kom waar jy sê daar's clarity, Ja. ek is helder, ek kan sê wat ek verkies. En ek hou van wat jy nou gesê het, want as ek die positiewe neem en ek sê, ek weet wat my behoefte is, ek weet wat ek graag wil hê binne in 'n verhouding, binne in die konteks, en ek vra dit, dan kan die persoon wat die teendeel gegee het, dieselfde boodskap kry, en stil word, en herdink, en vir jou dalk gee wat jy wil hê. Maar fuck off is vir my die styl van rigiditeit. Ja. Dis die styl waar ek termineer. Dis die styl waar ek fokus op Ja. dit wat jy nou nie kan bring nie, dit- en nie kan sien nie. Ek meen ek moet sê ek verstaan, ek het ek waardeer die sentiment Ja, en ek moet dit uninstall in myself. Want dit is nie familie gesentreerd nie Nee. en dit eer nie die lewe nie. Dit is nie eer- lewensgesentreerd nie. Dis makliker om te haat as om lief te hê. baie Soos maklik. Madiba en Tutu en ander Ja. leiers gesê het. Ja. Om liefde te kies is die moeiliker pad, Ja. maar die beter pad met Ja. baie meer Hmm. vrugte, met baie meer joy. Die fliek oor Winnie Mandela se lewe het Nie my laat gesien. huil. Ja. Ek het stoksiel alleen in Cinnamon in Rosebank gesit en ek het so gehuil dat ek nie dadelik kon uitstap nie. Wow. Madiba het gesê die tragedie van sy huwelik met Winnie was, sy kon nie vergewe nie. En sy was Sy gemartel. kon nie vergewe nie. Sy was En dit is vir my, En gemartel deur die veiligheidspolisie. en as jy daai En goed daar's 'n sien, verrekening daar wat nog gedoen moet word. Dis deel van daai trauma wat ook lê by ons. en selfs dit, toe het ek gedink, toe ek daar uitstap, toe dink ek dink nie hy het 'n oordeel oor haar gevel nie. Hy het net sy hart was seer. Ja. Sy kon hom nie vergesel Ja. in die pad van vergifnis nie. En 'n mens weet nie wat in haar dit veroorsaak het nie, maar dis vir my die tragedie van die lewe en dit is waarom. En ek gaan nou weer 'n lelike woord gebruik. Enige fuck off in die lewe is vir my een van die seerste goed wat ooit kan gebeur tussen mense of kontekste, want die deur word gesluit. Kan ons vinnig, en nou het ons 7 minute voor hulle die luidsprekers weer aanskakel. Ek wil so graag hoor dat jy vir ons sê wat in ons westerse wêreldbeskouing voel jy moet verander. So ek dink die westerse wêreldbeskouing is 'n abstraksie. Daar is nie een nie. Ja. So die hele idee van 'n abstrakte westerse wêreldbeskouing is 'n strohos of is 'n aggregate that doesn't have meaning, not much. Daar is wel legacy. Die legacy van die weste is wêreldwye kolonialisering deur die groot moondhede Engeland, Holland, Spanje, Frankryk, Duitsland en so aan. Daar's legacy en hoe dit gedryf was deur die Christelike dit is gebles veral deur die Katolieke, deur die paus. Dit was 'n heilige steel. Daar's hierdie kontradiksies wat baie moeilik is. So
ek het baie empatie en deernis met die beweging van dekolonialisering, van vind jou eie identiteit, en my verstaan op hierdie stadium is, ons is ook gekolonialiseer deur denke, wat ons beter gemaak het en die ander minder, insluitende die wêreld, insluitende vroue, kinders, honde en slawe, en al daai wat kom uit die Bybel. Ek vind daai nie aantreklik nie. Dis lekker vir 'n tyd, maar dis nie lekker nie. Die hyperpatriargie, as mens dit so wil noem. Daai is deel van die konstruk van die filosofie van die geskiedenis. So as jy die geskiedenis van die denke verstaan, dan kan jy daarmee werk. Ek het dit baie nuttig gevind om inheemse mense te vra en te luister hoe hulle dit sien. En Frans Fanon praat vanuit die 50s, so lees sy konteks. Hy praat psigodinamies of vanuit 'n sielkundige oogpunt as 'n psigiater daaroor. Baie interessant. Steve Biko praat daaroor. Paulo Freire het gepraat oor die banking model, baie interessante werk. Die liberation teologie, liberation community psychology, baie interessant. Marx se kommentaar op die samelewing, baie interessant, as 'n kommentaar oor hoe dinge gestruktureer is. Ek praat nou nie oor identiteit nie, ek praat oor neutrale beskouing van die feite. Maar ek weet dat daar mense is wat kwaad raak as hierdie terme genoem word, want dit voel vir hulle asof hulle identiteit aangeval word. Dis reg. Ek wil dit nie doen nie. Om met hierdie kennis te werk, gaan jou identiteit versteur. Dit gaan jou podium en jou fondasies laat wankel of kraak, of gaan beteken dat jy gaan moet herbesin, wat beteken dit om mens te wees in hierdie tyd? Binne jou gegewenheid van jou kultuur, jou ras, jou familiestambome en die geskiedenis. Dis 'n keuse. Mense mag doen wat hulle wil. En vir my was dit lekker, want ek hou van daai ontdekkingsreis. Ander mense het ander ontdekkingsreise. Kies 'n goeie vraag of dryf vir jou lewe. Dis al wat gevra word. Nie almal hoef te werk aan kolonialisering nie. Nie almal hoef te werk aan posttraumatiese stres nie. Dis in die diversiteit, in die andersheid, wat ons saam sterker word. En ek dink jy is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat werk om gemeenskap te groei, eerder as om apartheid en andersheid te verwerp. En ek waardeer dit baie in jou werk. So dankie daarvoor. Dankie. Vreeslik dankie vir die gesprek. Daar moet sommer nog wees een of ander tyd. Dit was vir my wonderlik. Graag. Om met jou te praat, en ek dink hier so baie vrae wat ook by mense gaan ontstaan en aansluitings wat hulle gaan vind, dat dalk mag jy 'n persoon of twee kry wat vir jou vra, ek wil met jou kuier of 'n koffie drink. Ek kan my dit voorstel, gedagtig nou aan net die Renaissance gemeenskap en van my ander vriende ook. So baie dankie, Johan. Baie dankie. Waardeer dit.